Hallo Graad 6C en baie welkom. Vandag gaan ons op 'n ongelooflike reis om te verstaan presies hoe die dinge om ons hulle waarde kry. So kom ons spring dadelik weg. Goed, kom ons begin met 'n groot vraag. Dink 'n bietjie hieroor. Hoe op aarde word 'n eenvoudige boom, iets wat sommer net in die natuur groei, skielik 'n duur houttafel werd? Dit, my vriende, is die kern van wat ons vandag gaan verken. Daai amper magiese reis van 'n grondstof tot 'n finale produk. En hier is ons padkaart vir vandag se avontuur. Eers kyk ons na die basiese beginsels, dan duik ons in die heerlike wêreld van sjokolade. Ons speel 'n bietjie met somme en koekies, ontdek die geheime van goud en dan, heel aan die einde, maak ons seker alles sit vas met 'n vinnige hersiening. Reg, deel 1, van grondstof tot produk. Hier gaan ons die heel basiese reël van waarde probeer verstaan. Hoekom word dinge duurder soos dit verwerk word? Hier's 'n vraag om jou brein bietjie aan die gang te kry. Dink gou, wat is gewoonlik meer werd? 'n Stuk klei of 'n mooi pot? 'n Skaap se wol of 'n warm trui? Watter een dink jy is duurder? En daar het jy dit, grondstowwe. Daai primêre produkte wat direk uit die natuur kom, is byna altyd goedkoper. Dis die beginpunt van waarde, nie die eindpunt nie. Goed so. Ons weet nou dinge word duurder, maar die groot vraag is, hoekom? Wat presies gebeur in daai fabriek waar die prys so opjaag? Daar's 3 hoofredes. Probeer gou dink of jy aan hulle kan dink. En hier is hulle. Eerstens, arbeid. Regte mense met regte vaardighede moet betaal word vir hulle werk. Maak sin, né? Tweedens, byvoegings. Jy moet ander materiale byvoeg, soos die spykers en die verf vir daai tafel. En derdens, koste. Daai fabriek se ligte, die masjiene wat droon en selfs die boks waarin die produk verpak word. Alles kos geld. Kom ons maak hierdie idees nou 'n bietjie meer, wel, smaaklik. Ons gaan nou die reis van een van die wêreld se gunsteling lekkernye volg, sjokolade. Elke liewe sjokoladestafie wat jy al ooit geëet het sy lewe begin as 'n doodgewone boontjie aan 'n boom. Maar waar kom die oorgroot meerderheid van hierdie boontjies vandaan? 70%, dis reg, 'n reuse 70% van die hele wêreld se kakao kom van Wes-Afrika af. So die volgende keer as jy 'n stukkie sjokolade geniet, onthou net, daai lang reis het heel waarskynlik daar begin. So ons het die boontjie. Nou, hoe word daai boontjie die glad heerlike stafie in jou hand? Wat is die stappe wat al daai waarde toevoeg? Sien jy hoe elke enkele stap waarde bysit? Die oes en die roostering, dis arbeid. Die suiker en melk wat bykom, dis byvoegings. En die vorms, die verpakking, die vervoer, dis alles deel van die koste. Presies daai 3 dinge wat ons in deel 1 geleer het. Goed, ons verstaan nou die proses. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die syfers. Hoe besluit maatskappye waarteen om iets te verkoop? Kom ons gebruik 'n lekker maklike koekie-resep om dit uit te werk. Nou, hierdie is 2 baie belangrike woorde. Totale koste is alles wat jy spandeer om iets te maak. Punt. En wins? Wel, dis die lekker deel. Dis die ekstra geld wat oorbly nadat jy al jou kostes betaal het. Dis basies jou beloning vir al die moeite. Tyd vir 'n bietjie wiskunde. Jy het jou meel, jou suiker, jou eiers. Dit kos jou R37.50. Jou oond gebruik R25 sy elektrisiteit. So, tel dit gou bymekaar. Wat is jou totale koste? En daar is dit. Jou totale koste om daai hele baksel koekies te maak is R62.50. Dis die absolute minimumbedrag wat jy moet terugkry net om gelyk te breek. Wie wil nou net gelyk breek? Ons wil wins maak. So as jy besluit jy wil 'n 50% wins maak, hoeveel ekstra moet jy by daardie R62.50 sit? Kom ons breek dit af. Jy begin met jou koste. R62.50. Dan wil jy 50% wins hê, wat die helfte van daai bedrag is, so dis R31.25. Tel hulle bymekaar en jou finale verkoopprys is R93.75. Sien, dis maklik. En nou vir iets regtig spesiaals. Een van die waardevolste hulpbronne op die hele planeet, goud. Jy het seker al gehoor mense praat van karaat. Wel, 24 karaat is 100% suiwer goud. Maar die snaakse ding is, dis eintlik te sag vir juweliersware.
Daarom meng hulle dit met ander metale, dis 'n byvoeging, om dit sterker te maak, soos 18 karaat goud. So, hoeveel waarde voeg 'n juwelier se vaardigheid en arbeid nou eintlik by? Met ander woorde, hoeveel meer is 'n pragtig ontwerpte ring werd as die rou goudklompie waaruit dit gemaak is? En hierdie grafiek wys dit perfek. Kyk net daarna. Die waarde verdubbel letterlik. Dieselfde hoeveelheid goud spring van $1,750 as 'n rou goudstaaf na $3,500 die oomblik wat arbeid, vaardigheid en ontwerp bygevoeg word om dit 'n juweel te maak. Dis 'n kragtige voorbeeld van waardetoevoeging. Uitstekend gedoen. Ons het nou deur al die belangrike konsepte gewerk. Kom ons sluit af met 'n vinnige hersieningsronde, net om seker te maak jy is vlamskerp vir daai eksamen. So, die belangrikste ding om te onthou is hierdie transformasies. Van 'n appel na appelsap. Van katoen na T-shirt. Dis als dieselfde proses. Nou, terwyl ons afsluit, dink 'n bietjie hieroor. Watter doodgewone voorwerp hierna by jou het die interessantste reis van waarde gehad? Van 'n eenvoudige grondstof tot die ding wat jy nou vashou. Sterkte met die leer.